When I think about the Lord, in how He saved me, ek dink ons elkeen kan relate. Die Here die dag ons pad langs gekom het, hoe Hy ons kom red het, uit watter toestand Hy ons kom bring het. Dit is die naam van die Here. Maar die koordigte gaan verder en sê, now He raised me. Hoe dit is goed gebleven. Jy sien waar jy vandag kom, mense kan terugkyk en sien hoe God hulle gedra. Daar's 'n psalm wat sê, Psalm 19 wat sê, kyk die meetsnoere, hoe dit geval het, en op lieflike grond, hoe dit geval het. Ek wil vir jy sê, wanneer jy 'n tyd aankom met die Here, dan moet daar meetsnoere geval het, en dit moet op grond geval het, wat mense kan gesê het, dit is anders die kind van die Here. Kan nie aankom en bly dieselfde nie. Ons moet verander. Bless die naam van die Here. Daarvoor it makes me want to shout. Hallelujah. Thank you, Jesus. My Lord, you are worthy of all the glory. Bless die naam van die Here. Ek kan my altyd so uitleef in hy song. Bless die naam van die Here. Van 20 jaar toe ek tot inkeer kom, was dit die eerste wat ek saam met die Here gesing het. Bless die naam van die Here. En daarvoor kan ek my uitleef as ek dink in wat die Here gedoen het. Bless die naam van die Here. David sê, ek weet nie of almal groot geword het in Makassa nie, maar Makassa het 'n lieflike jubel. Ek het altyd so in die beginjare wat ek rugby gespeel het, dit was ek lief vir draf. En nou ek het daar staan sy op die kopie, kyk sy soek oop. Dan sien sy die mooi see, sy sien die berg daar by Gordons Bay, en sy kan sien die veld wat God gemaak het. Nou eens op 'n tyd het koning Dawid in die veld gesit, en hy die beeste en die skape aanskou, wat hy na gekyk het, en hy kyk die weivelde, en hy sien hoe mooi dit lyk, en hy sien die hemele, en hy sien die sterre, en hy vra die Here, maar wat is die mens dan? Dat hier hom bring. Wat is die mens dat hier hom besoek? Hy het dan alles so mooi gemaakt, maar hierdie mense is dan so brede strewe, hierdie mense lyk dan, hulle wil nie gehoor gee nie, maar wat is hierdie mens dan, dat hier hom dink? Maar hy self sê, maar u het hulle byna gemaak, u het hulle gemaak volgens u gelykenis. En daarvoor moet die Here dink aan ons. Wanneer die Here nie gedink aan ons nie, sal ons nie vanmôre hier. Maar kom ons die Here prys dat hy altyd dit is die dag wat God gemaak het. En in hierdie dag moet jy altyd bly wees. No matter what, I'm praising His name.
Maak nie saak wat nou in die pad gebeur terwyl ek geloop het nie. Ek is hier vir een doel voor om die Here se naam groter te maak. Maak nie saak hoe dinge in die huis gaan nie. Ek is in sy teenwoordigheid. Ek wil my lewe aflê voor die troon van genade met. Amen, geliefdes. Kom ons gaan na die woord van die Here toe in 2 Konings 5. Ek dink ek het al iets aangeraak in die boodskap van Naaman. Maar ek wil iets different vorendag kry. Van soms, die Bybel sê, lewe en dood lê in die tong. En soms praat ons 'n ding, en sê 'n ding vir 'n next person, maar ons weet nie eintlik wat ons vasmaak nie. Daarvoor ons as kinders van die Here moet altyd iets positief nalaat aan iemand anders wat ons pad langs kom. Nou net of het iemand is wat vir jou seer maak. Daarvoor sê jy moet ons vyande lief hê. Prys die naam van die Here. Dit is winter, geliefdes, en wanneer winter is en so koud is, en dan gaan ons altyd maar sien wie die ware aanbidders is. Prys die naam van die Here. Ons gaan altyd die beskonings gaan ons even grafie uitdaal. Ons gaan dit uit die history books uitdaal, soos Sister Zouden gesê het, dan gaan ons die beste beskoning uitdink om die dag haar te sien. Maar wat is dit as God gaan kom? Waarom gaan God ons besig vind? Hierdie bietjie wat jy ingesit het, gaan dit genoeg wees vir die Here. Jy moet jouself die vraag afsit, want ek dink tot hier toe het ek eintlik nog niks gedoen vir God nie. Prys die naam van die Here. Daar is nog baie werk wat voor lê, en baie werk wat ek as Nigel moet doen vir die Here. Prys die naam van die Here. Van die Here het my tot die uitdaal. Here het laas week gesê, wat die boer gesê het om te sê, vat hom weg man, laat hy my eie doodgaan, want hy sieklik, prys die naam van die Here. Ek het dieselfde tyd ding gekry, toe ek 2 jaar oud was, toe was ek breed aangedoen. Daar hoor jy as jy groot word, en dan sê jy ouers jy dit, ek het by die dood omgedraai, maar dank die Here vir sy genade, dat hy kans gesien het vir my, van hoekom, hy het 'n ding soos hierdie uitverkies, prys die naam van die Here, sodat ons, halleluja, hierdie generasie van vandag, na die Here toe kan lei, pastor. Prys die naam van die Here. As ons kyk die pad langs, waar langs ons kom, daar was het genade bo genade. Ja, as ons omgekom het, daar was baie dinge op ons pad, maar die genade van die Here was vir my en vir u genoeg. Prys die naam van die Here. Maar ons staan hier as lewendige getuies, en ons kan nie anders as om die Here se naam groot te maak nie, want die Here is goed. Prys die naam van die Here. Kom die boek van Naaman, 2 Konings 5, vanaf vers 1, lees as volg. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy Here en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs oorwinning gegee. En die man was dapper en hy was 'n held, maar hy het malaats. Jy weet, wanneer jy altyd die woordjie maar gebruik, is altyd 'n leen in wat hulle vir jou sê. Ek kan sê, Sister Zouden, lyk mooi vandag, maar so dan was eerste ding wat ek gesê het, dan nie die waarheid nie, wanneer ek 'n maar gebruik. Hier sê dit, Naaman was 'n dapper held, maar Naaman was sterk in gestalte, maar Naaman was die ou gewees wanneer hulle uitgebeweeg het in oorlog en Naaman is saam, dan het hulle duisende verslaan, maar Naaman was 'n gesiende man in sy gemeenskap. Naaman was hoog in aansien. So wanneer Naaman tussen klomp van sy soldate loop, het hy gesien Naaman is saam met hulle. Hy was baie sterk, hy was groot gebou. Halleluja. En Naaman se teenwoordigheid in die oorlog het hulle Arameërs oorwinning gegee. Maar wanneer Naaman in die kamer gaan en vir hom uittrek in sy binnekamer, het Naaman malaats gehad. Jy weet, soms kon sy maar gesig op sit die buite. Soms kon sy in die kerk, as sy maar glimlag op vir die mense in die kerk. Maar by die huis
Ja. As hy vol van malaats. Mense aanskou ons as die dapper manne. Mense aanskou ons as mense wat baie sterk is. Veral ons wat voor is in aansien. Ons moet kan baie sterk is, maak nie saak hoe storms woed en wat die storms op pad laat kom nie. Maar mense weet nie wanneer ons daar by die huis kom en ons is besig daar in ons kamer, waarmee ons borstel en wat ons het nie. Dit is ons malaats wat ons moet deel. Maar wanneer ons uitkom en ons daar die dapper is om voor die mens gesien te word. Maar en die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevange wees van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy malaatheid wegneem. So, hulle het uitgegaan en dan het altyd slawe gevat van ander plekke, villages, en hulle het eens op 'n tyd in Samaria gekom, en hulle het 'n klein dogtertjie saam hulle gevat. Maar hierdie dogtertjie was as slavin vir Naaman se vrou. En een dag toe Naaman so in sy kamer kom, besig, en die dogtertjie daar is, en die dogtertjie gewaar, dat Naaman hom uittrek en sy sien uit malaats. Jy sien soms die dogtertjie was as gevange geneem. Sy was in bondage. Sy was in donkerte. Sy was weg van haar dorp af. Sy was slaaf. Maar nog steeds het sy 'n positiewe woord gehad om uit te gespreek te word deur vir haar vyande. Because daai mense wat haar gehad het, was haar vyande. Daai mense wat sy by gewies het hulle gefight. Daai mense wat sy het maklik nog haar ouers ook gedood, maar sy gee vir hulle 'n goeie woord en sê, as sy maar net geweet het van die profeet, daar so by hulle, prys die naam van die Here, sou hy 'n woord gespreek het, en Naaman sou gesond word. Dit was so gedoen, en dit was so gesê. Ons lees vers 9, so Naaman dan gekom met sy perde, en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis gaan stil. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here sy God, aanroep en sy hand oor my uitsteek en ek sal gesond word. Is Abana en Pharpar nie betere riviere in Damaskus as hierdie rivier Jordaan wat hy vir my na toe vat nie? Naaman is nog uitsoeker dat hy wil gaan terwyl die profeet hom gesê het, gaan net in die rivier en hy sal gesond word. Maar omdat hy 'n gesiende man is, wil hy van die beste hê. Hoekom het die profeet dan net uitgekom en my aangeraak en ek sal gesond word nie? Maar hier sê die profeet, ek moet my in 'n vuile rivier gaan doop 7 maal en dan sal ek gesond word. Ja. En Naaman het hom opgeruk, sê die Bybel. Hy het hom opgeruk, op sy perde geklim en gesê, maar hy gaan maar terug, want hoekom hy sien die kans om vir hom in 'n rivier te sit nie. Maar wat ek eintlik wil sê, kinders van die Here, wanneer ons praat, ons moet 'n goeie woord hê vir iemand anders daar buite. Ek is 'n paar weke terug daar by Pastor Kruik se bediening en hulle tema was gewees dat hulle is die generation van impact. En ek preek hierdie woord, maar ek preek hom different en hy sê that you must have a word of impact. Vir hierdie mense buite moet ons 'n positiewe woord hê. Vir iemand langs my moet ek 'n positiewe woord hê. Because wanneer ek hom gaan afbreek en gaan afkraak, gaan hy maklik nie meer die moed hê om aan te val. Soos daar by my, ek is 'n coach. En wanneer ek nie reg gaan spreek nie, gaan haar die pleie wegbly. En wanneer ek hom nie reg gaan treat nie,
daar te wees nie. Maar as jy hom reg gaan treat en sy gaan liefde gee, dan gaan sy dit terug ontvang. Want soms moet sy iets positief nalaat. Ek noem hulle 'n naam 2 weke of paar weke terug toe ek daar gewees het. Ek noem hulle 'n naam. Ek noem hulle die naam Esli Diedrich. Ek weet nie of julle bekend is met hom nie. En ek sê, hy man remind myself van myself. Uit die gevangenis het gekom, rugby toe gekom om 'n change te maak van my lewe. Hy kom uit die gevangenis en hy sê, hy wil graag rugby speel. En ek vat hom daar en ek groom hom daar. Hy's nog nie eens 'n paar weke daar nie. Toe sê ek sien potensiaal in hierdie man. Ek sê, jy sal hoogtes bereik. Gister kry hy sy opportunity om tweede span te speel. Halleluja. Hy sport 2-3 en is nie maklike 3 nie. Hy hardloop deur die span en ek sien hy potensiaal. Die first team coach of die conditioning coach kom met my en sê vir my, ek het planne volgende jaar vir hierdie man. Hy behoort om daar by ons te wees in die eerste span. Ek wil jy sê, jy moet iets positief in iemand insit, sodat daar change kan kom. Ons kan mense afbreek met ons woorde nie en goed wat ons sê nie. Ons is die geschiedenis van God. En wanneer ons praat, moet ons praat. Maak nie saak of het met my gebakken gaan, of met my sleg gaan nie. Ek moet iets positief uit my uitsit, sodat as nie wanneer daar iets in jou gaan, wat jou onrein maak nie, maar as wanneer iets uit jou gaan, wat jou as kind van God onrein maak. Amen. Ons skou ons altyd wanneer iemand verkeerd doen, as iemand verkeerde ding inneem, hy is verkeerd, maar wanneer iemand iets positief sê, en iets mooi uitbring, dit is wanneer dit vir jou rein maak of onrein maak. Maar ons as kinders van die Here, hoekom ek geworstel het met hierdie saak, is dat ons soms die beste van mekaar moet sê. Die Bybel sê, jy moet jou broer en jou suster hoor ag as jouself. Amen. Jou woorde wat jy los moet impact maak onmiddellik. Ek het dit 'n paar jaar terug gesê, ek het by hulle gesê, en dit was verbasend. Toe ek op die trein bediening kyk en 'n ander vriend wat na die Here toe gelei. En nadat ons 5 jaar gewerk het, of 3 jaar gewerk het in Turkye, en terugkeer trein toe, toe ons op die trein kom vir die 3 jaar wat om is, wat ons hierdie kant gewerk het, toe is daar 'n ander man besig om te preek. En toe die man klaar is, by die trein in die bus op Stellenboschstasie, kom die man na ons met hoe hy vat ons hande, en hy sê, as hierdie man se woorde, wat my na die Here toe gelei het, in hierdie kerk. In dieselfde kerk spreek 'n different man, maar dit was iets wat ons gelos het in die kerk, toe hy nog 'n sondaar was. Amen. Jy sien, is iets wat jy moet net release, prys die naam van die Here, sodat iemand anders kan kom na die Here toe. Dus hoekom ek begin dit en te sê, ons het nog niks gedoen. As ons dink ons het iets gesê, het ons nog niks gesien. As ons dink ons het ons hande in die ploeg gestiek het, was het nog nooit in die ploeg gestiek. Want daar is nog baie dinge wat ons moet doen. Prys die naam van die Here. Tot ons kom op 'n ouderdom soos Oudie de Lange, dan kan ons sê, ons het gedoen wat ons kan gedoen het. Dan kan ons na die Here toe kyk en sê, Here, dink aan die tye toe ons ingesit het, wat ons nie nou kan doen nie. Maar nou sê in die Bybel, dat daar was 'n dogtertjie, wat gevangen geneem was. En sy het nie laat omstandighede vir haar terughou. Sy het nie laat dit vir haar agterhou nie, maar sy het gespreek van hierdie profeet. Ek en my vrou ons uit mekaar, en vir hoe lang was ons uit mekaar, en toe die manne gekom na my toe, met selfde probleme. En toe ek vir haar die manne vat, en saam met hulle praat oor hierdie probleme, wat toe dink hulle, maar dit wat hulle tegen is, dan nog niks, en wat ek tegen nie. In die omstandighede moet ek hulle nog altyd hoop en praat. Amen. Want dit is nie die regte ding wat julle doen nie. Dink julle dit is 'n stryd
wat jy deurgaan, daar's altyd iets wat sy moet uitwerk, en sy moet uitwerk, en hy sê dit, so hulle is so bekeerde man, so hulle moet weet van beter. Ons sê, God gaan dit uitwerk, maar wanneer gaan ons dit dan uitwerk? Ons wag altyd op God om die uitwerking te gee, maar ons self moet die uitwerking doen. Ek het gestaan op die hof, ons was besig om te skei, en ons het die eerste counseling gehad rondom wie vat die kind, en die tweede ene sal ons nog automatically skei, en toe ons het nog eers by die tweede een uitgekom nie, toe het ons opgemaak, prys die naam van die Here, toe dinge al reeds klaar gelyk, toe dinge al reeds gelyk, daar is nie hoop aan hierdie saak nie, although ek iets positief praat, although ek iets positief uitsaai, het lyk nie, daar gaan meer kans wees nie, maar God het 'n manier om dinge uit te werk, as wanneer jy jouself toewy aan God, ek kan weggebly het, en ek kan geleer het in my armoede, daar was pastor, halleluja, pastor ken my omstandighede, ek kan geleer het, en ek kan my seer opgeëet het, en gesê het, hoekom moet ek teruggaan in die huis van die Here, terwyl ek so gedrief het, sommige mense bly God aan hulle omstandighede, hoe kan God my so drie, ek is dan 'n bitter, ek is dan 'n man wat uitstaan, maar nog altyd moet ek hierdie dinge gaan, as fases in die lewe, wat die vyand draai dinge doen, maar hier kom die Here en hy sê, toets hom, kyk wat hy kan doen, maar sy siel, dit sal jy nie eis nie. Ek wil vir iemand sê, jy kan deur wat gaan, maar jou siel behoort aan die Here. Halleluja, hy sê, ja, dit behoort aan God. Prys die naam van die Here, slegs die een wat sondig, sy siel, dit sal sterf. Kom nou. So ons moet bly by God, ons moet bly, halleluja, alhoewel ons deur daardie gebukkenheid gaan, bly by die Here. En ons gaan gewaar op God se tyd, as nie my tyd nie, as God se tyd, because my 2-3 jaar het voorbij gegaan, ons het hof toe gegaan, maar eens op 'n tyd toe kom God se tyd in werking, en my vrou vra my, kan ons nie weer nie. En omdat ek nog lief is waar, het ons maar weer probeer. Ja, en in die tyd wat ons by mekaar is, die jaar wat ons by mekaar het ons nog altyd ons probleempjes dat ons by mekaar kom. Maar nou weet sy God het jou sterk gemaakt, hoe moet sy dit uitwerk? Daar is iets wat jy moet uitwerk. Daar is iets wat jy moet doen. Prys die naam van die Here. Dis maar hoe huwelike werk. Prys die naam van die Here. Leer maar by die manne wat nou lang kan kom. Dan kom ek altyd maar die ou man verkiesing by dit is. Ek verkies en kyk maar wie sal met hulle. Ons maar die jong mannetjies. Eventually kom Naaman by die deur van Elisa. En terwyl hy daar kom, het hy verwag dat Elisa uit gaan kom en vir hom gaan aanraak, maar Elisa stuur vir Gehazi. En sê Gehazi gaan sê vir hom, hy moet vir hom gaan was as 7 maal in die Jordaan nie. Hy dink, wat van 'n mens is die? Ek is 'n groot gesiende man, maar hy stuur 'n ander man om vir my te sê wat ek moet doen. Kan hy nie self gekom het nie? Kan hy nie sy hand op my gelê het nie? Kan hy dan nie iets gedoen het dat ek beter sou voel nie? Want ek het 'n opdrag gekry, hy kan dit doen. Op sy perd geklim, wegbeweeg. En met die wegbeweeg besef die ander slawe wat sy dienaars is. Ons gaan ook nie vir ons gebondies hou nie, maar ons het 'n woord wat ons van Naaman kan gee. Naaman, as die godsman so gesê het, Ja, maak maar so. doen dit. Maak so. En kyk wat kan gebeur. Jy sien soms dat ons staan in dienswerk van die Here, en ons het nooit 'n mond om te praat met die Here nie. Ons wil nie altyd uit ons beurtheid is nie. Jy doen wat jy dink dis reg om te doen. Ek sê eens wel vir iemand, ons is besig met 'n groot TV.
pastor. So gewoon soos pastor se TV nooit. Maar hy sê kurf. Maar ons het dit afgehaal om te weer agter. Nou sit ons terug. Die plak hang heeltyd los. En die vrou wil daar sompie skep. Nog 7de land tyd. Maar die en hy plak in. Die TV wil nie aangaan en die vrou. Ek was van 5 uur uit en het gaan nou op 6 uur. Die vrou 6 uur kon sy wil aan my tyd toe. Ek vraag om in die plakkie wat die hang. Draai die plakkie, waarvoor hang jy nie? Nee, die plakkie is nie doordag wat die plakkie. Ek ken nog nie van die plakkies bizar nie. Maar die plakkie, hy lee een kant. Hy het getraai, korrel toe siek, toe sê, kom wat ons maar die plakkie draai, na week het hier. Hy sê, soms van ons, as ek stil gebleid, dan gaan die hele tyd getraai, en die hele tyd gedoen het, because hy sê baas. So hy moet maar doen, en hy weet bietjie van die goed, maar hy weet nou vandag van die goed. Ek vraag hom, draai maar nou net die ander plakkie, hy is ons maar nou daar. Ons draai dan nou heel die sienkons en hy sienkons en niks werk. En toe hy nou die plakkie draai en toe werk het hier nie. Is die sjale hier, my Heer wil jy maar net nie vir jy laat 7 maal daar in die Jordaan gaan nie. 'n goeie woord vir 'n goeie season. Iemand het 'n goeie woord nodig. Hy het net hy woord wat jy jou wil gee om vir hom te inspireer nodig. Die persoon soek die inspuiting en jy het hy woord binne jou. Prys die naam van die Here. Die woord lê in jou, kind van God. En hy sê vir homself, kom ons stry, hier is die rivier, kom ons stry. Eerste maal het dit nie gewerk nie. Die tweede maal het dit nie gewerk nie. Hy was 'n paar keer daaronder. Iemand by die 6de maal sê in die Bybel, het hy gekyk en niks het gebeur nie. Maybe was hy trots daar om te sê, maar niks gaan gebeur nie. Maar daar is nog 'n 7de maal wat hy moet afgaan. Die woord van die profeet het gesê, dip jou 7 maal in die Jordaan. Jy sien, dit kom op tye wat jy dink, jy doen dit en jy doen die en jy sit baie in vir God en maar niks het nog gebeur nie. Daar is nog 1 maal wat jy moet afgaan. Daar is nog 1 maal wat jy moet aansit. Daar is nog 1 maal wat jy jou hand in die ploeg moet trek. En wanneer jy opkom, dan sal jou vel wees soos dat van 'n baba. Jou vel sal beeldschoon raak. Die belaatsing sal verdwyn. Die stille sal van jou afval. Dinge sal beter gaan. Die Bybel sê toe na Aaron, die 7de maal, opdink en sy gesig in die boonskap sit. Toe was het soos die van 'n baba. Die belaatsing was weg. Hoekom? Hy het gedoen wat die profeet beveel het hy moet doen. Hy het gedoen die opdrag wat sy slaaf hom gesê het. Draai dit maar. Is nooit genoeg in wat ons doen. Daar is nog altyd 1 maal. Halleluja. Ek wil vir jou sê, daar is nog altyd 1 maal om iets te draai, om iets te doen. Jy sal nooit genoeg dit insit en sê, maar ek het al te veel van dit gedoen nie. Ek het al te veel gedoen en ek kan nie meer dit doen nie. Ons is op 'n tyd in 'n tent en die tent wy die mekaar. Ek sit daar, leraar is daar, Kassim is daar. Pastor het gekom agter ons daar geslaap. Hulle kom agter na die tent is daar fontein. Hy kan praat. Ek sit daar by die tent, ek is my toegegooi in die kombers. Iemand nog 'n foute gevat. Ek sit daar, ek is klaar met die tent. Jy maak die een kant van die seil toe, dan maak jy al die hele oop. Ek het 'n wit shortsie wat my kan geslaap, en hy shortsie gelyk soos 'n swart shortsie. Die reën, die modder is alles daar. Ek is later en so moed opgegee. Leraar daar fontein met die ander brothers is seker 3 uur die nag. Ons kan nie slaap in die tent, wil hier dieg gaan saam ons. En ek sit daar op my stoel en ek sê, Kassie so, nee, kyk wat hy hier gaan sit. Ek is klaar met die liefste. Jy sien, daar is nog 1 maal wat jy dit moet doen. Hy verwag God vir die werke,
maar jy raak so kwaad die een storm wat weer gekom het. As nog een mal wat jy moet doen. As nog elke mal wat jy jou hand in die ploeg moet sit, wat jy moet werk vir God, maar jy raak gauw moedeloos wanneer dit kom, sulke tye van die tyd, maar daar is nog 'n mal wat sy jou hand in die ploeg moet sit, wat jy dit moet doen. Daar is nog iets wat sy vir God moet doen, wat jy nog nie eintlik reg vir God gedoen het nie. Jy staan op die ouderdom wat jy is, jy staan selfs op die jare wat jy dien, maar jy het nog niks gedoen nie. Maar dop jou nog 'n keer in jou dag. Kind van God, dop jou nog 'n keer. Halleluja. En wanneer jy uitkom, sal jou vel blink, soos die van 'n baba. Kom ons wees in hierdie dag, in hierdie week, in hierdie jaar, iets positief vir iemand. Kom ons sit nie negatief terug in die een se lewe. Sy kry by wat ons die kinders sê, kyk iets sy wil nie een kry nie toe ding, sy gaan wees soos jou pa. Sy gaan wees soos jou ma. En dan die tos is wat in Jesus sy oomlik in hy atmosfeer. Pa was 'n dagga kop en nou Jesus hy dagga gees oor die kind. Wat my kind haar so klein is, dat ek my kind bad, die kind so aan kan sê, sy gaan die next Beyoncé wees. Hy kan nog net sing en dans vandag. Sing en dans wat sy doen. Sy was 'n baba toe lees in die buitjie, toe was sy as so niks. Sy gaan die next Beyoncé wees. En sy is besig om hy, ek sê nie, maar sy is besig om hy essence te sing. Ons moet slag positief dinge weer laat. En wat ons het, ons krag in ons mond. Ons die authority as kind van God, gekry van God. En wat ons dan release, kan release word. Nie my kind van soos die pa wees nie, of soos die ma wees nie. Want ons elkeen draai history, en ons wil nie eers kinders van ons history val nie. Maar laat ons iets positief release, nie dag hier. En dan sal ons sien, dat ons vel sal word soos die van 'n baba. Kom ons gee die fees. Halleluja! Hier het mooi met ons gepraat ouderling. Halleluja! Hier het netjies gepraat met ons. Halleluja! Nou, as ons maar goed ons kleerlinge, sommige keer lei om te praat, ons sê nie maar, ons sê mag. Nee? Mag. Maar is 'n verbindingswoord. Hy verbind twee woorde of twee sinne aan mekaar. As jy sê, ek kan sien dit dan, Esli, direk speler. Esli is 'n goeie speler, maar hy is 'n tronkvoer. Nee, verbind die goeies met die slegte. Halleluja. En ek kom by, terwyl iemand dien, halleluja. Iemand moet hierdie maar vir ons wegneem. Hy's 'n goeie pastoor, maar hy sê tog in die stilte. Die maar bind ons. Halleluja. Halleluja, maar wie het na Aman se maar weggeneem? Halleluja. Die beraad het hom gebind, hy moet maar het hom gebind. Halleluja. Hy's hoog geag. Hy's groot voor sy Heer. Halleluja. Maar, halleluja. God, haal jou maar weg. Halleluja. God, daar's baie maars wat ons bind. Halleluja, maar as ons kom in die teenwoordigheid van God, haal hy maar vir ons weg. En ek besef, halleluja, dat evangelis het met ons gespreek. En ons glo dit. Ek spreek dit. En die Here sal die God, hy sal die maar wegneem. Maar as iemand nou hier inkom wat nog nie so gekleed is soos ek nie,
En hy sê nie so 'n spreek tong soos ek dit spreek nie. Ek gaan spreek dit dan moet jy woord aanvaar. Jy weet ek dink terwyl jy bedien. As een van die ouens van die wat daar by die Bybel van hulle hoe pastor of die vroumense op die kerk geskos. Nou al gee die kos. Wat hulle altyd sê is, die Here sal jou seën. Maar hy sê dit soos jy vir my iets sien. Maar as oudering na my toe kom en ek het my oudering iets gegee en die oudering sê vir my, die Here seën jou. Wanneer die Here jou seën, dan oortree met die man. Halleluja. Maar wie sê vir jou dit? Die dogter het dit gesê. Halleluja. En Ahasi het dit gesê. Ahasi het dit gesê. Nie Elisa self nie. En die dogtertjie is 'n Israeliet nie. As 'n Israeliet, as nie die Arameer nie. Hulle was die Arameërs nie. So die geringste wat vir hom sê. Hy sê dit sy eie die Here het dit in sy hart geplaas. En wanneer die Here jou seën, vat die seën van die Here vat hy maar weg. Die Here sal jou seën. Halleluja. Sy miskien 'n groot probleem. Was daar jy nou sê die baby sê vir hom, die Here sal jou seën. En hy het jou raad gegee. Gaan drink 'n bietjie water by die huis en jy opkom met rook. Gaan drink die water. Die Here spreek dat die Here die maar kan wegneem. So wat ek hier uitleer is. Die Here gaan weg enige een op jou boodskap te bring. Amen. Daar die dogter die. Amen. So die maar bind ons. Maar die maar van my altyd as by mense sê, hy sê dat hulle altyd as ek raas op die land sien. Waar se ken nie my ma's maar nou so voor julle. Verstaan nie? Maar my ma sê skam nie so, sê vloek in die huis. Amen. Wees die naam van die Here. As hy dit maar wat vir ons bin. Ons is vanmôre die boodskap wat ek het ontvang het. Die Here wil ons waars. Hy het ons lewe wegneem. Wat ons bin. Sy suster, sy broer. Maar die Here hy maar weer. Kom as die Here ou mooi prys. Halleluja. As ek hier dat hulle naam maar nie by toe. Ja, los nie man. Amen. Was dit einde gekom. Ek het nie spyt van môre uit in die koue dag. Opgekom en die boodskap gekom. Ek voel gestig. Die wat die Here jou netjies gebring. Ek voel gestig. Halleluja. Die hele week het die Here vir u voorberei en die Here het wat. Jy weet ons as ek preek Sondag. Dan as ek my oor is altyd en my oor is opvallend want die Here vir spreek in verskillende maniere. Hoe hy met die volk wil spreek. Dan gebruik hy vir jou. Dan vang ons dit so op en aan die einde van Saterdag aand of so dat dit almal uit mekaar. Dan kom sy dat die Here vir ons gesê. Amen. Prys die naam van die Here. Kom ons gee die Here nou so 'n mooi ek dink ons kan van die tiendes en die offerande opneem.